Die tema van my woord vanoggend is die Heilige Gees. Ek wil graag 'n paar goedjies praat oor die Heilige Gees na aanleiding van Pinkster. Het 'n paar mense my kom en gevra ek moet 'n bietjie hulle meer verduidelik oor die Heilige Gees en dis die doel van my boodskap wat ek vandag vir julle gaan bring hierso. Ek is bly dat Hans hier is want hy het my altyd gevra ek moet praat oor Adam en Eva. So Hans, ek gaan vir jou, ek is bly dat jy hier is. Ons gaan 'n bietjie praat oor Adam en Eva. Is julle reg vir die woord? Okay, kom ons bid net saam. Here, dankie vir die woord, die evangelie, die goeie nuus van Jesus. Dankie Here dat U lewens verander deur die woord. Ek wil bid Here dat U ons verstand sal arresteer sodat ons mooi kan verstaan hoe werk die evangelie, die goeie nuus van Jesus. Amen. So die Heilige Gees is 'n persoon. As julle na my kyk, dan sien julle mos mooi ou man, grys kop en alles, maar ek en elkeen van julle is eintlik 'n gees. Weet julle dat julle 'n gees is? Julle is 'n gees wat in 'n liggaam wees met 'n siel bly, met 'n siel. So jou gees, dit is hoekom ek altyd vir die jong mense sê, as julle met mense die mekaar raak, jong manne, dan moet julle altyd vir die Here vra vir onderskeiding van geeste, sodat die Here kan julle openbaar wat 'n gees is in daardie persoon. So as julle na my kyk, dan sien julle, ek is eintlik 'n gees. Want wat gebeur wanneer ek sterwe, dan gaan my gees uit my liggaam uit. Dan blaas ek my gees uit my liggaam uit, dan bly die liggaam hier agter en die gees is weg. Hulle sê hulle het al navorsing gedoen dat as mense hulle asem uitblaas, dan weeg hulle 'n paar gram minder. So jou gees het ook gewig. So en my siel is my emosies, my wil en my denke. So ek het 'n gees wat in 'n liggaam woon en met 'n siel. So verstaan julle dit? Ons wil almal verstaan dit. Nou God is 'n drie-enige God. God is die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dit is een God met drie elemente, net soos ek 'n gees is met 'n siel en 'n liggaam. Verstaan ons is almal daar, julle is met my daar, nê? So nou waar is die Gees van die Here nou op hierdie oomblik? Toe Jesus opgevaar het hy gesê, en ek sal my Vader vra en hulle sal julle die Heilige Gees gee, die trooster, en dit is die een wat in ons is, dis die een wat ons leiding gee, dis die een wat ons help. Waar is God? God is op die troon en Jesus is in sy regterhand wat vir ons intree. Dis almal daar. Kom maar, ek wil vir julle 'n versie lees uit die Bybel uit, dat ons mooi kan verstaan, wat was Jesus se doel op die aarde? Dis die eerste vraag. Wat was Jesus se doel? Kom ek verduidelik vir julle wat was Jesus se doel. Adam en Eva God het hulle aangestel om te heers oor die aarde, maar die duiwel het ooreed om hoogverraad te pleeg en hulle het hulle eienskap, hulle koninkrykskap aan die duiwel oorgegee, hulle het hoogverraad gepleeg. En Jesus het gekom om hierdie goeders te herstel. Hoe goed, julle is daar. Dit is wat Jesus kom doen het, om die koninkrykskap. Jesus het net een boodskap gehad. Nadat Jesus in die woestyn was, en hy deur die Satan versoek is, het hy vol, die Gees van die Here het hom in die woestyn ingelaat, en nadat hy versoek is vir 40 dae, het hy vol van die Heilige Gees teruggekom, en toe het hy begin preek, die evangelie. Dis net een boodskap wat Jesus gesê het. Matteus 4 vers 17, van toe af het Jesus begin om te preek, en te sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Jesus het uit die woestyn uitgekom, deur die Heilige Gees, en hy het gesê, bekeer julle, die koninkryk van die hemel het naby gekom. Die koninkryk beteken, daar's 'n koning, en God is die koning van die koninkryk, en hy het gesê, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. Jesus het nie gekom om 'n ander godsdienst te bring nie. Jesus het nie gekom om ander goedes te doen nie. Hy het net een ding gekom, om te sê, ons moet ons bekeer, want die koninkryk van God het naby gekom. Die dag toe die disippels vir Jesus gevra het, welkom, toe Jesus die disippels gevra het, die disippels het gehoor hoe bid Jesus, en het gesê, Here, leer ons bid, en hy sê, so moet julle bid.
Julle moet so bid, julle moet sê, Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word en laat U koninkryk kom. Soos in die hemel, so ook op die aarde. Jesus het gesê, dat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, want God regeer in die hemel. En hy regeer, hy wil in die aarde, op die aarde regeer. Laat U wil geskied, die koninkryk van die Here. Dit is wat Jesus kom preek nie. Dis al wat hy gepreek het. Soos ek reeds gesê het, nie 'n ander godsdiens, nie ander dinge nie, die koninkryk van God. Nou hoe gebeur die koninkryk van God? Die koninkryk van God gebeur, daar's 'n mooi kerkie so wat sê the kingdom within ministries. Die koninkryk van God is binne in jou in. En dis hoe die koninkryk van God kom. En dis wat Jesus gepreek het. Hoekom is ons so baie verskillende kerke en verskillende dinge en verskillende goeders? Net een het Jesus gepreek, laat die koninkryk van God kom. Die disippels, toe hulle het een keer na Jesus gekom en sê, Here, ons het ander mense gesien wat duiwels uitdryf en goed, ons het hulle verbied om dit te doen. Jesus sê, nee, julle moet hulle nie verbied nie. Los hulle, as hulle van God af is, dan sal dit vorentoe gaan, as dit nie van God af is nie, sal dit nie werk nie. So die koninkryk van God, dit is het naby gekom. Dis wat Jesus gepreek het, dis al wat hy gesê het. Die koninkryk is 'n regering wat oor sy gebied heerskappy het. God het die koninkryk, God is God beheer in die land vandag? Kan julle my sê, is God beheer? Is God in beheer van die land? Wat sê julle, is hy beheer? As hy in beheer, as hy in beheer is, sal dit mos nie so gaan met die wêreld soos dit nou gaan nie. Dis net 'n vraag wat 'n koning het 'n koninkryk en hy heers. Die koning van God is die koning. Hy is nie verkies nie. Dis nie 'n demokrasie waar hy gestem is nie. Hy's God. En hy's die koning. En hy's die koning in die hemel en hy wil hê dat sy koninkryk moet hier kom en dit is die boodskap wat Jesus verkondig het. Adam en Eva is gestuur om te heers oor die aarde. Adam en Eva se opdrag was, God het vir Adam geskape uit die grond en hy het sy asem, God se asem in hom ingeblaas en God het hom gesê, kom ons lees, wat sê Genesis 1 vers 26. God het vir Adam gesê, hy moet heers oor die aarde, maar hulle het inderdaad, soos ek gesê het, hoogverraad gepleeg, deur ongehoorsaamheid. God het vir Adam gevra, wat het jy gedoen? God het gesê, Genesis 1 vers 26, lees dit daar, God het gesê, laat ons, Vader, Seun en Heilige Gees, mense maak na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel en die vee, en oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip. God het Adam en Eva gemaak, om te heers oor die aarde. Maar Adam en Eva het geluister na die duiwel en hulle het eintlik hoogverraad gepleeg en dis waar die probleem gekom het dat Adam en hulle is uitgewerp uit die tuin van Eden en gesê vervloek is die land, nou van nou af sal julle swaar kry, julle sal swaar baar, julle sal hard werk en dit as gevolg van die sonde. Hulle is uitgewerp omdat hulle nie hulle koninkrykskap wat God vir hulle gegee het uitgevoer het nie. Jesus is die tweede Adam. Jesus het gekom om die koninkrykskap van God te herstel. Dis hoekom hy vir Adam en Eva vir ons gesê het. Hier hoor die stem van die Here. Bekeer julle. Die koninkryk van die hemel het naby gekom. En ek sal julle rus gee. My juk is sag, my las is lig. Ek gaan julle burgerskap gee van die koninkryk. En hoe verbly jy dit deur die geboorte in die land? Hoe het dit gebeur? Hy het gesê, ek gaan julle rus gee. Jesus het gekom om hierdie koningskrykskap weer oor te neem. Waar kom jy vandaan, pastoor? Lukas, kom ons lees in Johannes 3 vers 4. Nikodemus het in die nag na Jesus toe gekom, nadat hy Jesus gehoor preek het oor al hierdie dinge. En toe kom hy in die nag na Jesus toe, en hy vra hom hierdie vraag. Hy sê, Rabbi, hoe kan ek die koninkryk van God beerwe?
En Jesus sê vir hom, Nicodemus, jy moet weergebore word. Nicodemus, jy moet weergebore. Hy sê jy moet weergebore word. Hy sê 'n mens en Nicodemus vra hom, Jesus, maar hoe kan ek nou weergebore word? Ek is 'n ou man. Moet ek nou weer teruggaan in my moederskap op my ou dag en my moeder se baarmoeder en weergebore word? Vers 5 sê en Jesus antwoord en hy sê voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, dan kan hy die koninkryk van God nie binnegaan nie. Soos die koninkryk van God wat Jesus sê, die koninkryk van naby gekom, maar hoe kan ek en jy die koninkryk van God ervaar? Ons moet weergebore word, weergebore. En hy sê deur water, as jy nie deur die gees, deur water en gees nie, sal jy die koninkryk van God nie ingaan nie. Die Heilige Gees verskaf die wedergeboorte wat toegang gee tot die koninkryk van die hemele. Die Heilige Gees verskaf daardie toegang wat vir ons die koninkryk van God gee. Vers 6 sê, hy sê toe vir hom, wat uit vlees gebore is vlees, en wat uit gees gebore is gees. Wedergebore uit die koninkryk van die duisternis. Maar nou word jy gebore uit die gees, die koninkryk van die hemel in die lig in. Dit is die koninkryk van God. Wat gebeur met Adam en Eva na die sondeval? Die Here het gesê, as julle sonde pleeg, dan sal julle sekerlik sterwe. Hulle het niks verloor nie, wat 'n mens kan sien nie. Hulle het 900 jaar oud geword, sê die woord, min of meer. En hulle het, maar wat hulle verloor het, hulle het die onsienlike Heilige Gees verloor, as gevolg van hulle sonde. Hans, Adam en Eva het die onsienlike Heilige Gees verloor. Want as ons lees in die begin, dan sê Adam en Eva, en die Here het met hulle gewandel, hy het persoonlik met hulle gepraat, by die tuin en alles, en toe hulle hierdie sonde doen, toe vra Jesus God vir hulle, maar wat het julle gedoen? Hulle het hulle koninkrykskap verloor, as gevolg van ongehoorsaamheid. God gebruik 'n vrou, wat Satan gebruik het, om die menslike ras terug te keer na die wêreld, wettiglik, en hy vermorsel Satan, en hy sê in Genesis, en jy sal hom in die hakskeen byt, maar ek sal sy kop verbrysel. Dis die belofte in Genesis 1 vers 13, wat God gemaak het aan ons. Kop beteken autoriteit, en dit beteken heerskappy. Deur die saad van die vrou sal Jesus kom en die kop van Satan vermorsel. Jesus is gebore deur die werking van die Heilige Gees, om die koninkrykskap wat Adam en Eva aan afgestaan het, terug te gee vir ons. Jesus was ook genoem die tweede Adam. In 1 Korintiërs 15 vers 45 lees ons, Jesus is deur die Gees gebore. Die eerste mens, Adam, het 'n lewende siel geword, en die laaste Adam 'n lewende gees, dis God. In Romeine 5 lees ons, deur Adam het die sonde en die dood in die wêreld gekom. Adam het die sonde en die dood in die wêreld gekom. Deur Christus kom geregtigheid en lewe. Christus het geregtigheid en lewe teruggebring na die aarde toe. Hy was die tweede Adam. Adam was hoof van die ou mensdom. Adam, 'n verteenwoordiger van die mensdom, het geval in sonde. Sonde, wat maak sonde? Sonde bring skeiding tussen ons en God. En dit staan in Jesaja ook geskrywe. Julle sonde en julle ongeregtigheid het 'n skeiding gemaak tussen julle en julle God. En dis hoekom hy julle nie hoor nie. Baie keer dan sê mense vir my, hulle bid, maar hulle voel daar's 'n skeiding daar. Dis sonde. Nou wat maak jy met jou sonde? 1 Johannes 1 vers 9, 'n vers wat ek baie goed ken en altyd sê. Die Here sê, as jy jou sonde bely en laat staan, vergewe hy jou, en hy dink nooit weer daaraan nie. So dan maak hy daardie skeiding oop. En hulle bring skeiding, en dit bring ook sterflikheid, en dit bring gebrokenheid. Die hele wêreld is in gebrokenheid. Dit bring laat ons afskei van God af, en dit bring hartseer, ongelukkigheid, baie dinge. Jesus Christus is gekom om dit te herstel wat Adam verloor het, deur die Heilige Gees. Adam het dood gebring, en Jesus bring lewe. Adam het dood gebring, en Jesus bring lewe. Wie is die Heilige Gees?
die mees belangrike persoon op die aarde is ook die mees misverstaande persoon, die Heilige Gees. Baie mense verstaan nie die Heilige Gees nie, maar dis die mees belangrike persoon, dis 'n persoon. Hoekom is dit 'n persoon? Want die Heilige Gees het 'n persoonlikheid. Die Heilige Gees kan hartseer word. Die Heilige Gees is 'n persoon. Jy kan hom nie sien nie, net soos julle my gees en ek julle gees nie kan sien nie, met oë nie, maar dit is die enigste bewys van die hemel op die aarde. Nie in krag of invloed nie, maar eerstens 'n persoon. Dis nie net krag en invloed nie, maar dis 'n persoon. Die mees belangrikste rede waarom God vir Jesus gestuur het, sodat die Heilige Gees ons, sy kinders kan inwoon en ons kan doop, sodat sy koninkryk kan kom. Dit is die Heilige Gees. God het Jesus gestuur, sodat hy dit wat Adam en Eva laat verloor het, kan terugbring en ons, die Heilige Gees in ons kan woon en ons sy koninkryk kan laat kom. Jesus se opdrag was aan ons, gesê aan die disippels, wag in Jerusalem, die belofte van die Vader. Die Heilige Gees is die belofte van die Vader. In Lukas 24 vers 49 lees ons, en sê Jesus, kyk, ek stuur die belofte van die Vader om na julle toe, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegeleef word met die Heilige Gees. Die Heilige Gees verander jou kultuur, hy verander jou denke, hy verander jou gedrag, hy verander jou gedagtes. Dit is die werking van die Heilige Gees in ons. Wanneer ons in die wêreld is, dan het ons 'n ander kultuur, dan het ons 'n ander wêreld, dan het ons 'n ander gedrag, dan het ons ander gewoontes. Wanneer die Heilige Gees in jou lewe innooi, dan kom jy in die koninkryk van God en dit verander jou gedagtes, jou kultuur, jou gewoontes. Is dit nie so nie? Vra maar vir die mense ek het al met van julle hier gepraat nie. Sê wel, ek het 'n gedrag gehad wat nie reg was nie, maar die Heilige Gees stuur God om jou gedrag te verander, jou gewoontes, jou maniere, die manier hoe jy praat, die manier hoe jy met die ander mense hanteer, die manier wat jy doen, alles. Ek kan nie meer vloek nie, ek kan nie, want die Heilige Gees is in my. Ek sukkel, ek kan nie meer vloek nie. My kultuur het verander, my taal het verander. Ek kan nie eers, daar's 'n boom, 'n moerbeiboom, ek kan dit nie eens meer sê nie. Net 'n grappie. Want dit is verkeerd. Die boom is verkeerd. Kom ons raak ernstig. Ons praat oor die Heilige Gees. Hy neem besit van jou, maar jy moet hom toelaat. Van binne kom maar strome van lewende water wat in jou binneste uitvloei. Dit is onmoontlik om te sê jy's in die koninkryk van God, maar jy het nie verander nie. Mense wat sê hulle is in die koninkryk van God, maar hulle het nie verander nie. Dis onmoontlik, hulle is nie in die koninkryk van God nie. Is waar wat ek praat en ek wys nie nou vinger na mense toe nie. Ek praat van myself. Jy kan nie sê jy's in die koninkryk van God nie, maar jy leef soos iemand wat nie in die koninkryk van God is nie. Dan is jy nie in die koninkryk van God. Sê amen. En wat deur die Gees gelei word, hy is 'n kind van God. Jy's 'n burger van die koninkryk. Wanneer jy in die koninkryk van God is jy 'n burger. In Suid-Afrika word jy 'n burger wanneer jy ID-boek het. Ek het 'n groen ID-boek en 'n kaart. Ek is 'n burger van hierdie land. En omdat ek 'n burger is, het ek sekere voorregte. Ek kan 'n huis koop, ek kan dinge doen en so. Soos in die koninkryk van God. As jy in die koninkryk van God, het jy voorregte en jou voorregte is jy kan met God praat. Dit is een van die voorregte. Jy het 'n voorreg wanneer jy in die koninkryk van God is. Die Heilige Gees wat God na die aarde gestuur het om sy hemelse koninkryk verander en jy's nou 'n burger. Dis hoekom die woord sê ek en jy is broers, ons is erfgename, mede-erfgename. Laas Sondag het ek gepraat oor die appel van God se oog. Ons is God se oogappel want ons is burgers, ons is in die koninkryk van God. Deur die Heilige Gees is hier om ons te verander na sy kinders. Ons is mede-erfgename
en ons is burgers. God het Jesus gestuur om sy koninkryk te herstel en dit moet ons eerste doel wees, kind van die Here, om seker te maak dat jy in die koninkryk van God is, want God het reeds vir Jesus gestuur en Jesus het reeds betaal en Jesus was aan die kruis en sê tetelestai, ek het klaar betaal. Wat is God se opdrag aan my en jou? Matteus 6 vers 33 staan daar, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die ander dinge sal bygevoeg word. Ek en jy moet eintlik stigtelik soek na die koninkryk van God. Die koning van die koninkryk van God stel ons voor deur die leiding van die Heilige Gees en Jesus het die plek oopgemaak sodat ons in die koninkryk van God is en sy geregtigheid en dan sal al die dinge van ons bygevoeg word. Die meeste van ons en ek is ook so, ek soek dit en ek soek dit. Soek eers die koninkryk van God, dan sal al die ander goed bygevoeg word. Julle kan my amen sê. Soek eers dit. Almal van ons, mense soek werk, mense soek 'n mooi vrou, mense soek baie kinders en mense soek dinge. Jy sal dit nie kry nie as jy nie eers die koninkryk van God het nie. En God weet beter, hy kan beter vir jou goed gee as wat jy dink wat jy kan kry deur ons moet hard werk, ons moet dinge doen, maar ons moet eers die koninkryk van God soek. Ons word verander deur die werking van die Heilige Gees. Ons word 'n nuwe skepsel. Die woord sê jy word 'n nuwe skepsel. Jy word verander as die Heilige Gees in jou is. 'n Gees van krag en liefde en selfbeheersing, nie 'n gees van vrees nie. Dit is wat die Gees van die Here vir jou gee in die koninkryk van God. Hoekom is baie mense depress? Hoekom is baie mense kwaad? Hoekom is baie hulle het nie die koninkryk van God nie. Ek moet daarom myself ook regverdig, nie regverdig om vir julle te sê, as jy 'n Christen is dit nie te sê, jy kan nie depressie kry nie. As 'n Christen is, jy kan dit kry. Maar ons het 'n koning in die koninkryk van God, om ons te help, om uit daai goed uit te kom. As jy 'n gees van depressie het, kan jy dit bestraf in die naam van Jesus, want ons is die koning, ons kan die Here vra, Here, help my in my omstandighede. Die terugkeer van die Heilige Gees is die mees belangrike feit van redding, die evangelie, die goeie nuus van Jesus, die terugkeer van die Heilige Gees. Jesus het gesê, wag in Jerusalem, en ek sal die Heilige Gees stuur. Hy sal kom, ek gaan my Vader vra om die Heilige Gees te stuur, en om julle te lei in dit. So, en hy het ook gesê, dis beter as ek weggaan, want as ek weggaan, gaan julle meer dinge doen, beter dinge as wat ek gedoen het, want ek is net alleen. So, dit is die Heilige Gees. Nou, hoe het Jesus dit vermag, dat die Heilige Gees nou gekom het? Deur op die aardse geboorte, deur op die aarde gebore te word, deur die werking van die Heilige Gees. Jesus is gebore deur die werking van die Heilige Gees. Maria het die God in haar verskyn en sê, jy sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem. Dit beteken Immanuel, God met ons. En sy vra, maar hoe kan ek, soos Nikodemus gevra het, nou hoe moet ek wedergebore word? Het Maria vir God gevra, maar hoe kan ek 'n kind baar as ek nie eers 'n man het nie? Toe sê hy deur die Heilige Gees. So die Heilige Gees het Jesus gebaar om deur 'n vrou te gebore word, om die koninkryk van God hier op die aarde te verander. Die moederbelofte word vervul met die uitstorting van die Heilige Gees. Genesis 3 vers 15, die vrou sal saad hê, sê die woord. En ek sal vyandskap stel tussen jou vrou, tussen jou en die vrou, en tussen die saad, jou saad, en ek sal die kop vermorsel, en ek sal teruggee wat die mensdom verloor het, naamlik die Heilige Gees. Dit was Gods belofte. Hy sal teruggee, naamlik die Heilige Gees. En hoe kan hy dit teruggee? Deur iemand wat gebore word, en deur iemand, Jesus. Jesus se geboorte was wonderwerk. Die sterwe aan die kruis, die opstanding uit die dode, die opvaar en die Heilige Gees. Die belangrikste doel was, toe hy gesê het, nadat hy opgevaar het, het hy geblaas by sy disippels en het gesê, ontvang die Heilige Gees. Toe Jesus nog op die aarde was, voor hy opgevaar het, ons het Pinkster gevier,
het hy op sy disippels geblaas en gesê, ontvang die Heilige Gees. Die Heilige Gees was die belofte van God, wat waar geword het. Die ja en amen. Dis vir almal sy kinders wat hom vra. Op die dag van Handelinge, op die dag van Pinksterdag, was dit weer bevestig. Lees Handelinge 2. En toe die dag van Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel geluid, soos die van 'n geweldige rukwind. En die hele huis is gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel het en op elkeen van hulle kom sit het. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en in begin spreek in tale soos die Gees aan hulle gespreek het. Die belofte is vir almal sy kinders. Wedergeboorte deur die Gees maak die kinders van God erfgename, mede-erfgename. Dit maak ons, dit is die werking van die Heilige Gees. Sien julle God se plan? Die Bybel is nie 'n geskiedenisboek nie. Die Bybel is die plan wat God gehad het met ons, sy kinders. God het 'n goeie plan met ons en sy plan was gewees toe die duiwel gedink het hy het oorwin, het God 'n ander, beter plan gehad. Hy het vir Jesus gestuur deur die Heilige Gees en Jesus het veroorsaak dat die Heilige Gees ook nou hier is, by ek en u. Ons kan die koninkryk van God, wat is die koninkryk van God? Ek dink ek het laas gelees in Johannes 17, wat is die ewige lewe? As jy vir my vra, as jy vir mense vra, wat is die ewige lewe, dan sê hulle, die ewige lewe is dit, en die ewige lewe is dit. Die ewige lewe is net een ding. Daar staan geskrywe, die ewige lewe is om God te ken, en Jesus Christus, wat gebore is, Jesus Christus, sy enige gebore seun, dis die ewige lewe. So die ewige lewe is om God te ken, en Jesus Christus. As jy God ken, en Jesus Christus, dan het jy die ewige lewe. So dis die ewige lewe. Nou verstaan ons wat die ewige lewe is, né? Die ewige lewe is om God te ken en om Jesus Christus te ken. En dit beteken dat ons dan het ons die ewige lewe. En as jy God ken, dan doen jy wat God vir jou sê. Dit is mos die koning. Ons kan nie beklei nie, God, waar is God se wet? Hy sê vir ons wat om te doen. As jy goeders doen wat teen die wet is, God se wet, dis sy wet. Hy sê vir ons, hoe moet ons mense hanteer? As jy die Bybel lees, dan lees jy alles daar. En die koning sê dit. En ek kan nie, as daar koning is, 'n land wat 'n koning het, in die Afrika lande, ek was in Swaziland, en daar is ons 'n koning, en hy het soveel vrouens wat hy wil. Ek het klas aangebied. Ek sê, is dit reg so? Sê, dit is reg. As die koning kom en hy vat my vrou, is fyn. Want hy is die koning, hy doen net wat hy wil. En hulle het dit aanvaar. Ek sê, maar dis nie grondwetlik nie. Hulle sê, wel, dis julle in Suid-Afrika glo, so ons glo dat die koning is die koning. Nou dis hoe 'n koninkryk is. Want God is die koning. En God, ons moet aan die koning onderdanig wees. Ons kan nie stry nie, ons kan nie teen hom stem nie, niks nie. Amen, is dit so? Daai goede wat hulle ding, hulle verstaan nie die koninkryk, dis hulle koninkryk, dis hoe hulle koninkryk verstaan, maar die koninkryk van God. En God het ons lief, en hy wil altyd goed wees vir ons, en goeie dinge vir ons ding, en dit is hoe dit werk deur die Heilige Gees. En daar is een vers wat ek net graag wil lees vir julle, in Romeine staan daar, die Heilige Gees sal jou oortuig van sonde en geregtigheid en oordeel. So die Heilige Gees doen die oortuigingswerk in my en jou hart, sodat ons, hy oortuig ons van die dinge wat verkeerd is in die lewe. Daar's baie mense wat sê dat hulle dien die Here, maar hulle lewenswyse wys nie so nie. Ek het gepraat van hierdie man wat eendag gesê het, nadat hy die Bybel gelees het. Toe sê hy, dis die beste en mooiste boek wat ek ooit in my lewe gelees het. Maar as dit nie vir die Christene was nie, dink ek almal sou geglo het aan dit. Gandhi, hy het so gesê. So hy sê, as dit nie vir die Christene was nie, sou almal geglo het. Nou, ons Christene veroorsaak dat die koninkryk van God nie uitgebrei word nie, omdat ons nie doen wat die koninkryk, wat God se koninkryk, God se woord vir ons sê nie.
En dan sê die woord, hierdie belofte is vir almal. Wedergeboorte deur die Gees maak ons kinders van God. John F. Kennedy, ken julle hom, as Amerikaanse staatspresident. Hulle sê eendag toe sit John F. Kennedy daar, en dit is tyd van oorlog. Hulle sit en hulle bespreek dinge wat baie belangrik is. Die konsulaat sit daar. En ewe skielik gaan die deur oop en hier hardloop 'n 4-jarige ouetjie. Hy hardloop en hy gaan sit op sy skoot en hy sê oupa en dit. Hulle kyk so rond, hulle weet nie wat om te doen nie. John F. Kennedy het nie daai kleintjie uitgejaag en sê loop man hier, ons is besig met baie belangrike dinge nie. Hy het op sy skoot gesit, aan voorgestel en sê gaan. Wat sê ek vir julle? God het altyd tyd vir my en jou. Daar's nooit 'n dag of 'n tyd as jy gaan en van die Here gaan vra, Here God help my asseblief en dit. Hy het tyd vir jou. Hy gaan jou nooit wegjaag nie. Hy's nie soos as jou kinders in hardloop en jy's besig. Ja, wag man, nee, God is nie so nie kinders van die Here. God is daar vir jou. Jy's sy kind. Julle kan dag of nag is God daar vir my en vir jou. Dis die verskil van die koning. Die koning in die Bybelse tyd moet jy afsprake maak en alles. Maar in ons tyd het ons koning altyd tyd vir ons. Altyd. Jy kan enige tyd gaan. Daarom sê die woord van die Here nadat daai gordyn gebreek het by die Jesus se kruisiging, die gordyn het geskeur en ons het volle toegang tot God. Ons wat kinders van die Here is, wat deur die Heilige Gees vervul het altyd toegang, volle toegang tot God. So ek kan net 'n paar goedjies sê oor wat die Heilige Gees is. Die Heilige Gees is nie iets nie, dis 'n persoon. Jesus sê, wanneer hy die Heilige Gees kom, sal hy julle lei in die waarheid. Dis die Heilige Gees, die persoon van die Heilige Gees, wat vir my en jou sal lei in die waarheid. Ek was by 'n ander kerk gewees, ek wil nooit sleg praat oor kerke nie. Hulle het 'n boek daar, die boek se naam is die Heidelbergse Katekismus, en dis my roots, dis waar ek geleer het van die Here, en ek kan nooit van daai kerk sleg praat nie, maar een ding wat daar staan van die kerke, van charismatiese kerke, hulle maak te veel gewag van die Heilige Gees. Dit is die woorde wat daar staan, en dit is vir hulle 'n probleem. Hulle sê nee, dis 'n sekte, omdat hulle te veel gewag maak van die Heilige Gees. Eindelik kinders van die Here maak ons te min gewag van die Heilige Gees. Hoe kan ons sê amen staan? Ons maak te min gewag van die Heilige Gees. Ons moet die Heilige Gees verstaan. Ons moet weet wat die Heilige Gees is. Wie is die Heilige Gees? Die Heilige Gees is die een wat ons leiding gee. Die Heilige Gees is die persoon wat vir ons help. Dis die Parakletos, die een wat met ons is. Wanneer dit swaar gaan, wanneer ons in 'n gat is, dan is die Heilige Gees daar. Die Here sê, ek sal die Heilige Gees stuur. Hy is die trooster, hy sal met jou wees, hy sal altyd daar vir jou wees. Dis nie 'n persoon, dis 'n persoon, dis nie 'n wolk nie. Wanneer die woord van die Here sê, daar tonge soos van vuur, dis nie tonge van vuur nie, dis nie 'n wolk nie, dis 'n persoon. Op elkeen kom sit. Elkeen, as jy die Here vra om jou te vul met die Heilige Gees, dan kom sit hy op elkeen. Daar's mense wat vra, maar die Heilige Gees wat op daai mens sit, kan hy op my wees. God gee vir die Heilige Gees vir jou, dit wat jy nodig het, kind van die Here. Jy moet die Here vra, Here, vul my met die Heilige Gees. Dat verdeel en elkeen kom sit. As jy benodig, dat die Heilige Gees op jou vra vir die Here. Dis nie 'n gevoel nie. Dit opereer baie keer in stilte. Daar is 'n gevoel betrokke, maar die Heilige Gees, dis nie die gevoel nie. Hy opereer baie keer in stilte, maar hy kan ook jou emosies beïnvloed en jy voel sy teenwoordigheid. Jy voel sy teenwoordigheid. Dit is nie die teenwoordigheid, die Heilige Gees is nie 'n gevoel nie, ek wil weer lees. Dit opereer baie keer in stilte, maar dit kan jou emosies beïnvloed en jy voel sy teenwoordigheid.
Jy kan huil en jy kan lag in die teenwoordigheid van die Heilige Gees, maar dis nie die teenwoordigheid van die Heilige Gees nie, dis die gevolge van die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Dis 'n persoonlikheid wat bedroef word. Die Heilige Gees het 'n karakter. Die Heilige Gees werk deur jou sintuie. Die Heilige Gees sal jou alles leer. Die Heilige Gees is in jou en hy wil sy karakter in jou vestig. Luister na hom en jy reageer op hom en gee aandag aan hom en maak seker dat elkeen van u vervul word met die Heilige Gees. En die Heilige Gees kan bedroef word, die Heilige Gees kan weggaan. Dis hoekom hulle sê die Heilige Gees is soos 'n duif, nie 'n duif nie, soos 'n duif. Nou die karakter en eienskappe van 'n duif, as jy 'n duif wegjaag, gaan vlieg hy weg. So ons moet spasie maak in ons lewens vir die Heilige Gees. Ons moet spasie maak en tyd maak sodat die Heilige Gees in ons deur ons kan werk. En ons moenie die Heilige Gees bedroef of wegjaag of so. Die Heilige Gees sensitief ons moet sensitief wees vir die werking van die Heilige Gees. En dis hoekom die kerk daar is. Die kerk is daar sodat ek bid altyd in Here, sê Here, laat u Gees werk soos u wil in ons midde. Ons moet toelaat dat die Heilige Gees in ons midde werk. Dit is die werking van die Heilige Gees. Dit is die boodskap wat ek vanoggend vir julle bring. En ek bid dat God en die Heilige Gees die naprediker van hierdie woord sal wees. Kom ons sluit die oë. Kom ons buig net vir 'n oomblik in die teenwoordigheid van die Here. Hemelse Vader, dankie vir die voorreg ek gehad het om vanoggend bietjie net 'n klein gedeeltjie van die Heilige Gees aan hierdie mooi gemeente te kan openbaar, bekend te maak. Daar is so baie meer, Here. Ek wil bid dat u self deur u Heilige Gees, die meer van die Heilige Gees, aan my en elkeen van ons openbaar. En ons wil u dankie sê, Here, vir die werking van die derde eenheid, die drie eenheid van God, die Heilige Gees. Dat ons gewag daarvan maak. Help ons dat ons die stem van die Heilige Gees hoor, dat ons daarop reageer en dat God ons sal lei. Want die woord sê dat hy wat deur die Gees gelei word, is 'n kind van God. Help ons om deur u Gees te gelei te word. Maak ons geestelike ore oop, dat ons kan hoor wanneer God se Gees met ons praat. Ons geestelike oë, dat ons kan sien. En elkeen wat hier is, help ons, Here, help ons as kerk. Die rede hoekom u die kerk hier gesit het, is sodat die Heilige Gees aan die mense bekend gemaak kan word. Help my en elkeen dat ons die karakter van die Heilige Gees sal openbaar, deur ons wyse van optrede, deur alles, Here, vul ons, en daar waar karakterfoute in ons lewens is, wil ek bid dat u vir ons sal help, dat ons deur die Heilige Gees dit sal verander tot eer van die naam. Dankie Jesus. Amen en amen.